Goeiedag almal, ek is Manie van Bloemfontein. Dit is vandag Vrydag, die 30ste Januarie 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê plek naamveranderings vir verskeie dorpe en stede nou oorweeg. Nuus hooftrekke vir vandag: SEB veranderings word voorgestel. Verskeie dorpe en stede se name word nou weer verander. Afrikaanse nuus op SABC2 se tyd word vervroeg na 18:30. Verskeie mense in Gordons Bay is afgemaai in 'n skietvoorval. Proteas wen oortuigend teen Windies in tweede T20 wedstryd. Protea dame netbalspan wen die Engelse Rose se span gemaklik in 'n toets. 'n Oproep dat KwaZulu-Natal se naam na net KwaZulu verander word is sowel tydig as histories geregverdig, so meen die EFF. Intussen voer Guyton McKenzie, minister van Sport, Kuns en Kultuur, dat enige voorgestelde naamverandering van dorpe, stede en provinsies moet goedkeur in 'n parlementêre antwoord aan dat sy departement sedert 1 April verlede jaar aansoek uit 5 provinsies gekry om 51 plekname te verander. Die IFP glo ook dat die koning se voorstel deur die oopmaak vir die oplos van ander langdurige historiese verdraaiings, veral die kwessie van Pietermaritzburg, wat ook destyds Umgungundlovu genoem is deur die voortrekkers. McKenzie se departement het in die betrokke tydperk gesamentlik meer as 100 aansoeke uit verskillende provinsies ontvang. In 2024-2025 boekjaar het sy departement 1 naamsveranderingsaansoek uit Gauteng ontvang, asook 46 uit KwaZulu-Natal, 2 uit Limpopo en 4 uit die Oos-Kaap. Die koerant het vroeër berig, Dr. Corneille Mulder, VF+ leier, wou ook in 'n parlementêre vraag by McKenzie weet hoeveel belastingbetaalersgeld sedert 1 April 2019 bestee is aan die hernoeming van dorpe, strate en openbare ruimtes. Die koste verbonde aan die werk van die Suid-Afrikaanse Geografiese Nameraad loop sowat R740.000 per kwartaal. Volgens McKenzie vorm die standaardisering van naamsverandering deel van Suid-Afrika se post-apartheid herstellende geregtigheids- en transformasieprojek wat bydra tot die simboliese regstelling, maatskaplike samehorigheid en nasiebou, het hy gesê. Voorgestelde wysigings aan die kodes vir breedgebaseerde swart ekonomiese bemagtiging, oftewel BSEB, wat stiekrag aan die skep van 'n transformasiefonds gee, is vir openbare kommentaar gepubliseer. Pakstow, minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, het die wysigings aan onder meer die SEB-kodes vir goeie praktyk, ondernemings en die verskaffersontwikkeling, algemene beginsels, die telkaart vir gespesialiseerde ondernemings en die regulasies vir kwalifiserende klein ondernemings in die Staatskoerant gepubliseer. Die samestelling van ESD-fondse en die bydraes ter ondersteuning van die transformasieproses. Volgens hom is die transformasiefonds 'n beleid en instrument as deel van die regering se program wat ten doel het om die toepassing van die bemagtigingsdoelwitte van die BSEB te herontwerp en inklusiewe groei te bevorder. Die doelwitte van die transformasiefonds sluit in die bevordering van ekonomiese transformasie om betekenisvolle deelname van swart mense en ekonomie in staat te stel, verbeterde toegang tot finansiering vir ondernemings in swart besit en beheer, bemagtiging en ondersteuning van ondernemings in swart besit en beheer om deel te wees van die waardeketting van belangrike sektore in die ekonomie. Die BSEB-beleid vereis deur middel van die kodes van goeie praktyk dat entiteite deur ESD 'n bydrae van 3% van hulle netto winste na belasting moet lewer vir die ontwikkeling van swart verskaffers, swart nywerheids en klein, medium en mikroondernemings om die nywerheids- en dienstebasis van die land ook te kan verbreed. Die Afrikaanse TV nuusbulletin skuif van 9 Februarie af van 20:30 op SABC3 terug na 18:30 op SABC2. Nog programme wat op 9 Februarie begin is 'n middaggespreekprogram, eintlik Let's Connect met Penny Lebanye en Franco Lucas as aanbieders. Speletjiesprogram Deal or No Deal met Katlego Mabwe as aanbieder word ook in 'n nuwe tyd geleef om 19:30 uitgestaai. Paradys begin op 23 Februarie. Paradys is baie meer Suid-Afrikaans en daar is liefde en drama en al die goed in. Dit was generaal Getla Sitole, voormalige nasionale polisiekommissaris, wat hom glo onder druk geplaas het om geld uit die geheime fonds van die misdaadintelligensie te onttrek om die ANC verkiesingskonferensie in 2017 te kan finansier. Lungwane het Woensdag en gister voor die komitee getuig wat beweringe van luitenant-generaal Nanhlanhla Mkhwanazi, polisiekommissaris in KwaZulu-Natal, van misdadigheid, korrupsie en politieke inmenging in die strafregstelsel ondersoek.
Lungwane is in 2024 weens 'n vertrouensbreuk met senior bestuur in die polisie afgedank. Hy beweer senior figure in die ANC, onder wie Fikile Mbalula, minister van die polisie, was by die komplot betrokke. Hy het getuig die oorlog en magstryd in die polisie gaan oor toegang oor die geheime fondse en misdaadintelligensie vir persoonlike gewin. President Cyril Ramaphosa het besluit om nie te wag tot die laaste verslag van die Madlanga kommissie nie, maar eerder nou reeds die name van 14 mense bekend te maak, onder andere die van 2 van die mees senior generaals in die polisiediens, wat dadelik strafregtelik ondersoek moet word. Sodanige onmiddellike optrede sal help om die publiek se vertroue te herstel en die operasionele kapasiteit van die betrokke staatsentiteite om misdaad en korrupsie te beveg, verskerp aldus Ramaphosa. Die sake wat uitgelig is, sluit in bewering van misdadigheid, korrupsie, bedrog, moord, myneed en ander onwettige optredes deur amptenare en beamptes van die SAPD, Ekurhuleni Metro en die metropolisie van hierdie metro. In die gevalle waar die onafhanklike polisie ondersoekdirektoraat Oopot betrokke is, by ondersoek het Ramaphosa daarop gewys dat Oopot verslae sal moet stuur aan die Madlanga kommissie oor die vordering met die ondersoek en verduidelikings moet gee indien daar enige vertragings is. Die 18 finaliste wat vanjaar gaan meeding om die gesogte titel as Suid-Afrika se motor van die jaar 2026 is pas bekend gemaak. Die Chinese inval van nuwe voertuie die ooste, sowel as die groter aanbod van EV's en hybride motors, het die afgelope 4 jaar vinniger gestyg. Die kompetisie is vanjaar in sy 40ste bestaanjaar en het in 1986 sy buiging gemaak. Dis een van slegs 'n handjievol soortgelyke kompetisies in die wêreld waar die finaliste fisiek op 'n renbaan en 4x4 toetsbaan vir sportnuts se finaal getoets en beoordeel sal word. Die polisie het 4 mense vir ondervraging ingeneem nadat 3 mense Dinsdag aand in Gordons Bay doodgeskiet is en wat vermoedelik 'n benneverwante voorval was. Die polisiewoordvoerder sê die slagoffers was op die parkeerterrein van die winkelsentrum toe gewapende mans in 'n voertuig hulle omstreeks 21:30 genader en skote afgevuur het. 2 van die slagoffers is in hulle voertuig oorlede en 'n derde een buite die voertuig. Die polisie kon nie bevestig of die 4 persone wat van belang in hegtenis geneem of vrygelaat is nie. Enigeen met inligting oor die voorval kan die stopmisdaadnommer by 08600 10111 skakel. Ooggetuies van die Grie-ongeluk gister by Isipingo in die suide van Durban, waarin 11 mense dood is, sê die bestuurder van die vragmotor het 'n U-draai gemaak wat tot die ongeluk gelei het. Sê die polisie die taxi was oorlaai met 17 of 18 passasiers en die taxi-bestuurder se openbare bestuurspermit het reeds in 2023 verval. Albei bestuurders het die voorval oorleef. 7 passasiers van die taxi is met ernstige beserings na verskeie hospitale vervoer. 3 beseerders is na die Nkosi Albert Lutuli Hospitaal geneem, 3 na die Prins Masieni Gedenkhospitaal en nog 1 na die eThekwini Hospitaal. Volgens die polisie voer die metropolisie gereeld padversperrings uit om padgebruikers te monitor, maar hulle meen ook die eienaars van vragmotor moet die gevolge dra omdat hulle slegs op maksimalisering van wins gefokus is en nie die padwaardigheid van die vragmotors ook verseker het nie. Die rand het gisteroggend deur nog 'n groot hekkie gebreek en het sedert die begin van die jaar al met 5,5% verstewig. Die rand begin nou nader beweeg aan die vlak tussen R13.73 en R15.73. Die rand het in 'n stadium gisteroggend tot R15.62 verstewig, maar het voor 'n middagete teen R15.74 verhandel. Die goudprys is van die begin van die jaar af al 22% en platinumprys 28% hoër. Die goudprys het gister tot hoër as $5,500 per fyn ons gestyg, nadat dit vroeër die week die eerste keer tot hoër as $5,000 gestyg het. Die dollarindeks het van die begin van die jaar af met 11% gedaal. In die omgewing het die beleggers toenemend alternatiewe toevlugsoorde gesoek en word goud tot rekordhoogtes gedruk. Die stewige rand gee 'n dubbele voordeel vir Suid-Afrika, meer dollars vir die rekordgoud en metaalpryse en verbeterde belasting vir die myne. Die 26-jarige Sebastian Job is vir die Blitsbokke se groep ingesluit vir die Singapore en Perth toernooi, die 3de en 4de in hierdie seisoen se Sevens reeks. Suid-Afrika kom môre in die groepwedstryde in Singapore teen Spanje, Brittanje en Fiji te staan. Job, 'n boerling van Kakamas in die Noord-Kaap, sê in die moeilike tyd na die rooi kaart in Singapore het hy hom daarin getroos dat hy daardeur sal kom omdat dit tevore 'n paar uitdagings moes oorkom het. Toe hy verlede seisoen vir die Blitsbokke gespeel het, was dit die eerste keer in amper 2 jaar dat hy vir hulle diens gedoen het, omdat hy weens beserings lank op die krikkelys was. Job, 'n vleuel of senter in Sevens rugby, was nie verlede jaar deel van die Blitsbokke se groep wat die wêreldkampioenskap in Los Angeles gewen het nie. Die Fijiane is die kampioene in Singapore. Suid-Afrika het verlede seisoen in Singapore 9de
uit 12 spanne geëindig. William Servat, voorspeleafrigter van Frankryk, sê die Hane het uit hulle pynlike nederlaag in November teen 'n Suid-Afrikaanse span geleer wat vir die grootste deel van die toets met slegs 14 spelers moes klaargekom het. Frankryk het met rustyd met 14-13 teen die Springbokke voorgeloop, wie se slot Lode Jager vir 'n gevaarlike Duitslag afgestuur is. Die Franse daarna vir Fiji en Australië in hulle ander jaareindtoetse gewen. Fabien Galtey, hoofafrigter, het verlede week vir die verrassings gesorg deur die ervare trio Damien Penel, Gregory Aldrift en Gail Fico uit sy uitgebreide groep van 42 spelers weg te laat. Die verdedigende 6-nasie kampioen begin sy veldtog volgende week donderdag tuis teen Ierland met skramskakel Dupont terug in die blou trui vir die eerste keer sedert verlede jaar se toernooi. Die skitterende Suid-Afrikaanse span het gisterand Mzansi trots gemaak deur Engelandse Rose met 52-48 in Johannesburg te wen. Hulle het die Engelse gedwing om lang balle te speel en in die proses het die tuisspan die bal in die eerste helfte 4 keer onderskep. Die Proteas het na die eerste kwart met 16-12 punte voorgeloop en met rustyd 29-25. Ganyisa Chowane, kaptein en die troepe, het in die derde kwart na stadium met 6 doele voorgeloop voordat hulle byna die spoor weer byster geraak het. Maseko Ngombane vervang en Nicholas Smith vir Van Tonder. Visser is 'n speler van die wedstryd aangewys. Die 20-jarige Kyla Reineke is in die nasionale vrouespan se 15-tal ingesluit vir die 3T20 wedstryde wat op 10, 13 en 16 Februarie in onderskeidelik Potchefstroom, Benoni en Kimberley beslis sal word. Mandla Mashimbi, afrigter van die Protea vrouespan, sê die onder 19 span vorm 'n belangrike deel van die pyplyn na die seniorspan. Die T20 reeks teen Pakistan vorm 'n belangrike deel van die Proteas se voorbereiding vir die T20 Wêreldbeker wat van die jaar van 2 Junie tot 5 Julie in Engeland beslis word. Opmerklik is ook dat Danny van die Kerk, voormalige Protea kaptein, wat sedert verlede jaar weer vir die nasionale span beskikbaar is, nadat sy in 2023 'n uittrede aangekondig het, slegs in die T20 groep ingesluit is. Die 3-1 wedstryde tussen die Proteas en Pakistan vind op 22 en 25 Februarie asook op 1 Maart aan waarskynlik Bloemfontein, Centurion en Durban plaas. Die Cheetahs gaan in Craddock teen die oostelike provinsie speel om op te warm vir die komende Suid-Afrikaanse rugbybeker reeks. Die Cheetahs het in OP in verlede jaar se reeks danksy 2-3 reg teen die einde met 47-35 in Canberra gewen. Die Cheetahs begin hulle veldtog vanjaar weer teen die Boland Cavaliers, maar die keer in Bloemfontein. Die Cavaliers het verlede jaar sy ooreenstemmende wedstryd met 45-29 aan Wellington gewen, toe hy ook onder die voorste 4 spanne geëindig het wat die Currie-beker reeks gekwalifiseer het. Die skeieregter sal in vanjaar sy SA-beker reeks van televisieverwysings gebruik kan maak in wedstryde wat deur SuperSport uitgesaai word. Proteas het die tweede van 3 T20 wedstryde met 7 paadjies gewen en sodoende die T20 reeks teen die Windies beklink. Hulle die eerste kragmeting in die reeks vroeër van dese week in die Parel met 9 paadjies gewen. Die Windies sou sekerlik gedink het hulle staan 'n kans om te wen, maar die Kok het 115 aangeteken van 49 balle wat insluit 6 vure en 10 groot sesse, het die besoekende bowlers van meet af met minagting gestraf. Hy is goed bygestaan deur Ryan Rickelton wat geëindig het op 77 nie uit van 36 balle wat insluit 9 vure en 3 sesse. Suid-Afrika het 225 vir 3 het die teiken met nog 15 aflewerings ook verbygesteek. Dis nou die eerste keer sedert 2021 dat die Proteas daaraan kon slaag om 'n T20 reeks teen die Windies te wen. Benewens Norke sal Kagiso Rabada 1 vir 35 en Kwena Mapaka 0 vir 39 ook nie tevrede met hulle bouvertonings en Centurion gewees het nie. Die laaste T20 wedstryd in die reeks is môre op die Wanderers in Johannesburg. Aryna Sabalenka het vir die 4de jaar agtereenvolgens haar plek in die eindstryd van die Australiese Ope tennistoernooi in Melbourne bespreek. Die wêreld se voorste vroue tennisspeler het Elina Svitolina van Oekraïne gister in skoonstelle met 6-2 en 6-3 gewen. Die Belarusiese ster sal in môre se eindstryd teen Elina Rybakina van Kazakhstan te staan kom. Die 5de gekeerde Rybakina het haar 6de gekeerde teenstander van Amerika, Jessica Pegula, met 6-3 en 7-6 gewen. Nadat Rybakina die eerste stel met 6-3 gewen het, het Pegula in die tweede stel 3 keer op haar teenstander se afslaan deurgebreek en uiteindelik 'n valbuilpot afgedwing. Môre se eindstryd word vanaf 10:00 op SuperSport 201 uitgesaai. Jannik Sinner, die tweede gekeerde Italianer, het Ben Shelton van Amerika gemaklik met 6-3, 6-4 en 6-4 gewen. Die ander half eindstryd op Melbourne Park sal tussen Carlos Alcaraz, die
wêreldnommer 1 en die derde gekeerde Duitser Alex Zverev beslis word. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel for You, jy kan vir Dian of Susan by 082-390-3339 kontak, hulle sê jou voertuigse registrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 2032, Polokwane 1730, Lephalale 1934, Mbombela 1731, Mahikeng 1833, Pretoria 1932, Johannesburg 1628, Ermelo 1331, Galagari 2638, Gaborone 2135, Richards Bay 2135, Pietermaritzburg 1533, Durban 2130, Port St. John's 2128, Pongola 2033, Maputo 2031, Bethlehem 1432, Bloemfontein 1735, Allewal Noord 1835, Welkom 1835, Vryburg 2036, Kimberley 2038, Appington 2341, Prieska 2241, Springbok 1734, Karasburg 2238, Keetmanshoop 2537, Mariental 2435, Alexanderbaai 1626, Brandvlei 2137, Loederichtsbaai 1934, Vredendal 1633, Kaapstad 1929, Sutherland 1530, George 1931, Jeffreys Bay 1929, Geberra 1831, Graaff-Reinet 1434, Kaap-Agulhas 1927, De Aar 2137, Molteno 1431, Beaufort West 1736, Oos-London 1925. Ons markte vir die dag: die rand verhandel teen R15.76 teenoor Amerikaanse dollar. Die Australiese dollar kos R11.09. Die euro verhandel teen R18.85. Die pond kos R21.75. 'n yen kos 10 sent. Platinum per fyn ons is $2,634. Palladium per fyn ons is $2,015. Silwer per fyn ons is $114.32 Amerikaanse sent. Goud per fyn ons is $5,331. Brent olie per vat is $68.40 Amerikaanse sent. Gedagte vir die dag: Vrydag gedagte: as jy wil vlieg, gee alles op wat jou gewig minder sal maak. Jy sal gou nuwe hoogtes bereik. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n aangename dag en naweek word vir almal toegewens.